Rut, hoofstuk 4. Toe gaan Boas na die stadsplein en gaan sit daar. Die ander losser van wie Boas vroeër gepraat het ook daar aangekom. Daarop sê Boas vir hom, maat, kom sit hier langs my. Die ander losser het langs Boas gaan sit. Toe roep Boas 10 van die stadse leiers bymekaar en sê, ek wil hê julle moet ook hier kom sit. Hulle het ook daar by Boas gaan sit. En hy sê vir die ander losser, Elimelech, ons familielid, sy stuk grond word te koop aangebied deur Naomi, nou dat sy terug is uit Moab. Ek het by myself gedink om jou daarvan in kennis te stel, en om vir jou te sê in die teenwoordigheid van hierdie getuies, wat saam met ons hier sit, om as losser op te tree, en die grond te koop. Indien jy egter nie daarvoor kan sien nie, moet jy dit nou aan my sê, sodat ek as losser kan optree. Dis net ek en jy wat as lossers kan optree, en jy is 'n nader familielid as ek. Toe antwoord hy, goed dan, ek sal as losser optree. En Boas voeg by, ek moet jou egter ook sê, dat wanneer jy die grond by Naomi oorkoop, jy ook die Moabitiese weduwee Rut moet neem, sodat haar oorlede man se naam oor die erfdeel in stand gehou kan word. En die ander losser sê, nee, in daardie geval kan ek nie as losser optree nie, net nou bederf ek my eie erfdeel. Jy moet maar as losser optree, want ek sal dit nie kan doen nie. Gedurende daardie tyd was dit die gebruik in Israel, wanneer dit by lossings of ruiltransaksies kom, dat die een persoon sy skoen uittrek en vir die ander persoon gee. Op hierdie manier is die transaksie beklink. Dus het die ander losser gesê, neem jy oor as losser. Toe trek hy sy skoen uit en gee dit aan Boas. En Boas sê aan die leiers en die ander mense wat daar sit, julle is my getuies dat ek vandag dit wat aan Elimelech, Kiljon en Maglon behoort het, by Naomi oorkoop. Daarmee neem ek ook vir Rut, die Moabitiese vrou van Maglon, as my vrou, sodat die naam van die oorledene in stand gehou kan word oor sy erfgrond en dit kan voortleef in sy huise poorte. Julle almal is vandag my getuies. Die leiers en die res van die inwoners wat by die stadspoort gesit het geantwoord, ja, ons is jou getuies. Mag die Here hierdie vrou wat nou deel van jou huishouding gaan word, soos Rachel en Lea maak, wat die hele huis van Israel gebou het. Mag jy baie aansien verwerf in Efrata, en mag jou naam groot wees in Bethlehem. Jou huis moet word soos die huis van Peres, wat deur Tamar vir Juda in die wêreld gebring is, deur die nageslag wat die Here aan jou sal gee, deur hierdie vrou. Toe het Boas en Rut getrou. Hy het met haar gemeenskap gehad, en die Here het dat sy swanger raak. Later het sy 'n seentjie in die wêreld gebring. Daarop sê die ander vroue vir Naomi, vandag moet die Here geprys word, omdat hy aan jou 'n losser geskenk het. Mag sy naam groot wees in Israel. Hy sal 'n lafenis vir jou siel wees, en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter, wat baie meer werd is as 7 seuns, en jou geweldig baie lief het aan hom geboorte geskenk. Naomi was sy pleegmoeder, en het die kind soos haar eie groot gemaak. Naomi se buurvroue het aan die kind sy naam gegee. Hulle sê toe, daar is 'n seentjie van Naomi gebore. Hulle het hom Obed genoem. Hy was Isaai se pa en Dawid se oupa. En dit is Peres se geslagsregister. Peres was die pa van Gesron. Ram was die seun van Gesron, en Aminadab was die seun van Ram. Nachson was die seun van Aminadab, en Salmon was die seun van Nachson. Boas was die seun van Salmon, en Obed was die seun van Boas. Isaai was die seun van Obed, en Dawid was die seun van Isaai.